Welkom by Helderberg Gemeente se digitale erediens. Ek is Dani Moller en dit is my voorreg om vanoggend gedagtes met jou te kan deel. Ons gaan vandag besig wees met een van die wonderlikste psalms, Psalm 23 op Goeie Herder Sondag. Net om jou te herinner, hierdie is een van 3 opnames van hierdie erediens, hierdie spesifieke digitale erediens is eintlik net die boodskap self. Dis ook die opname wat gebruik word vir ons Spotify uitsending en ook vir die klankleer wat beskikbaar is op die webwerf van Helderberg Gemeente. Dan word die informele en die klassieke diens beide direk uitgesaai Sondag en hierdie eredienste is ook dan daarna op ons YouTube kanaal volledig beskikbaar. Voor ons begin, kom ons maak net ons oë toe. Here, dis 'n voorreg om na U toe te kan draai. En waar hierdie opname ergens deur iemand geluister word, is U ook. Dis bly vir ons een van die groot wonderwerke, dat U ons ken, dat U ons verstaan, dat U by ons is. En mag dit ook so vandag wees. Here, maak U woord oop, dat ons kan hoor. Amen. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Met goedheid en troue liefde sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here, tot in lengte van dae. Dit is die Here se woord. Wie volg jy? In die wêreld van sosiale media is followers 'n sleutelwoord, en baie van ons het 'n klomp mense of instansies wat ons volg. Ons volg hulle omdat ons van hulle hou, wat hulle sê of doen. Soms bied hulle vir ons goeie inligting, soms maak hulle sommer net die wêreld interessant en dan hou ons daarvan om hulle te volg. En vir die wat gevolg word, is dit weer belangrik om soveel as moontlik volgelinge te kry. En dan kry hulle, baie van hulle ook 'n goeie inkomste. Interessant, die persoon met die meeste volgers op sosiale media is die Portugese sokkerspeler Cristiano Ronaldo. Hy het 1 miljard mense wat graag wil lees en kyk wat hy doen of dink. Op Instagram alleen 673 miljoen volgers. Dit beteken, dalk is daar mense wat op Instagram en van die ander media is, so minstens 673 miljoen mense, unieke volgers van Cristiano Ronaldo. Lionel Messi is die tweede, hy het 513 miljoen. Daar selfs diere met 'n groot gevolg, veral katte en honde. Nou, ek wonder of jy sal raai, wat dink jy is die gewildste dier? Die gewildste dier op sosiale media is Jif Pom, 'n hondjie. 30 miljoen volgelinge en 8,9 miljoen daarvan op Instagram. Nala, die kat wat tweede is, het 4,4 miljoen. Maar Nala is $100 miljoen sterk met haar eie katprodukte en handelsmerke. Unieke geleenthede, selfs vir diere. Ons leef in 'n era van volg. Met 1 klik volg ons bekendes of beïnvloeders of politici of handelsmerke of idees. Elke dag blaai ons deur 'n see van stemme wat meeding om ons aandag. Wat ons denke wil vorm, ons begeertes aanwakker en ons lewensrigting eintlik beïnvloed. En daarom wil ek vandag 'n eenvoudige maar 'n diep geestelike vraag vir jou vra, wie volg jy? Nie net aanlyn nie, maar in jou hart, jou besluite, jou hoop, jou toekoms. Nou natuurlik het die gedagte van volgelinge nie eers net met sosiale media begin nie. Ons is eintlik mos maar trop diere, ons is volgers en ons het mense nodig wat ons moet lei. Ons soek leiding. Vandag staan bekend as Goeie Herder Sondag. En ons lees Psalm 23, dit is so 'n wonderlike psalm. 'n Geliefde psalm vir baie van ons. In Johannes 10 het Jesus gesê, hy is die goeie herder en ons is sy volgers. En tans is daar op die aarde 2,5 miljard volgers van Jesus Christus.
Ons volg die herder wat gesterf het vir sy skape, maar ook opgestaan het en wat lewe. En wat beteken dit om vandag te lees, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ek raai, jy het al iewers die mooi verhaal gehoor van die akteur wat een aand die Psalm 23 baie mooi voorgelees het. En toe hy klaar was en die mense geesdriftig hande geklap. En toe vra hy iemand uit die gehoor om die Psalm te lees en 'n ou oom kom na vore en hy lees Psalm 23, die Here is my herder. Toe hy klaar was daar 'n diep intieme stilte in die saal. Die akteur het dit mooi opgesom. Ek ken die Psalm, het hy gesê, maar oom ken die herder. En daar's meer maniere waarop ons die Psalm kan lees, wat vir baie van ons soveel beteken, hierdie Psalm wat so diep indruk maak op ons. Om dit op 'n interessante manier te noem is, jy kan die Psalm lees soos 'n kat of soos 'n hond. Ek weet, daar is nogal 'n groot verskil onder mense wie hou van katte en wie hou van honde. Ons hou van katte, want hulle is onafhanklik. Kat doen sy eie ding, hy kom en gaan en hy kom eet en hy lê in die son. Hy is eintlik cool. 'n Hond daarteen, daar's weer baie wat van ons wat van honde hou, want hy kom aangehardloop na my, hy is opgewonde om my te sien, hy wil my plesier en by my wees, anders as 'n kat wat dalk so 'n bietjie op sy eie kan wees. Nou ek weet, jy kry verskillende uitsonderings ook. Ek het 'n kat gehad wat opgewonde was en na my toe aangehardloop gekom het. Maar dis die basiese idee oor honde en katte. Honde het base, katte het personeel. Die hond werk vir jou en jy werk vir jou kat. Die hond sê, jy vryf my, jy sorg vir my, jy geef my kos en jy is lief vir my. Jy moet God wees. Jy is baie belangrik. Die kat sê weer, jy vryf my, jy sorg vir my, jy geef my kos, jy is lief vir my. Ek moet God wees. Ek is baie belangrik as jy dit alles vir my doen. Nou met hierdie beeld wil ek sê, mense dink soos katte en honde oor Jesus. En so lees ons ook die Bybel. Ons lees soos typiese honde en katte Psalm 23. Die hondmense lees Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar rus is. En dan dink die hondmense, die Here is wonderlik wat dit doen. Katmense lees en hulle sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde en dan dink die katmense, ek is wonderlik. Dink net wat word vir my gedoen. Eintlik is albei waar. Die Here is wonderlik en dit is wonderlik dat God vir ons so lief is. Maar dit begin nie by ons nie. Dit begin by die Here. Kyk bietjie saam met my na Psalm 23 se 3de vers. Hy gee my nuwe lewenskrag, hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Het jy dit al raak gesien? Partykeer lees ons sommer net daaroor. Hoekom is die Here ons herder? Hoekom gee hy ons krag? Hoekom lei ons op die regte pad? Omdat ons so oulik is? Nee, omdat ons dit verdien? Nee. Hier staan dit, hy doen dit ter wille van sy naam. Om een of ander rede kyk ons dit so maklik hierdie vers mis en dan wil ons Psalm 23 lees of alles net oor ons gaan en hoe veilig en gemaklik ons kan voel. Psalm 23 sê die Here is ons herder, sodat almal kan sien hy is 'n goeie God. Hy is ons herder sodat mense in die manier hoe ons lewe kan sien dat God spesiaal is. Weet julle, hierdie probleem van mense wat soos katte en honde maak en glo is ernstig. Ons kom dit baie keer nie eens agter nie, maar ons maak self ook elke dag so. Ons maak soos 'n kat wat hier loop en daar loop en self regkom, totdat daar 'n probleem is. En wat dan? Dan is hy honger en nou wil hy kos hê en dan is daar 'n groot gekerm. Waar is my kos? Of laat my inkom. Ons wil, as die probleem by ons kom, dan wil ons ernstig Psalm 23 lees en bid. Nou Psalm 23 is nie 'n noodgebed nie. Dis nie hoe ons dit moet lees nie. Dis 'n manier van lewe. Daarom kom ek terug na die vraag, wie volg jy? Volg jy die herder? Volgelinge? In die Bybelse tyd was volg nie sommer net iets kleins nie. Dit was nie so maklik nie. Om 'n rabbi te volg, het beteken, jy moet jou hele lewe wy aan sy leer en aan sy voorbeeld. Jy het nie net geluister nie, jy het geloop waar hy loop en geleef soos hy leef. In Johannes 10 sê Jesus, ek is die goeie herder. En my skape luister na my stem. Nou ons weet die wêreld is vol stemme hier in 2026. Ons hoor duisende stemme, ons hoor die nuus, ons hoor sosiale media, ons hoor menings van mense en druk wat mense op ons
toepas en ander mense wat weer ander idees het. Dis soos om in 'n vertrek te staan waar almal praat. En jy weet nie wie om te glo of na wie om te luister nie. Die opgestane herder sê, my skape ken my stem. Nou wat beteken dit prakties? Om die opgestane herder te volg beteken, ons leer om te onderskei tussen hierdie baie stemme en sy stem. En ons leef in 'n verhouding met die herder. Ons is nie net godsdienstig nie. Wie is jou sosiale media herders? Voeg hulle waarde toe en neem hulle te veel van jou kosbare tyd in beslag? Laat hulle jou genoeg tyd toe om by die goeie herder ook uit te kom? Nou ek wil dadelik sê, onthou ek staan nie teenoor sosiale media nie. Inteendeel, ek dink dis 'n inherente en belangrike deel van ons lewe en van ons samelewing geword. Maar dankie tog, die sosiale media herders is nie ons eintlike herder nie. Sosiale media beloof leiding, volg my vir sukses, volg my, maak so vir geluk, volg my vir die waarheid. En baie van hierdie stemme ken nie vir ons nie. Hulle hou van ons kliks en hou van ons iets, maar is nie lief vir ons nie. Hulle dra ons nie ons laste nie. En hulle mag miljoene volgelinge hê, maar geen verantwoordelikheid vir die siele agter die skerms nie. Nou Jesus waarsku ons in Johannes 10 teen valse herders, diegene wat kom en wat ons net wil gebruik en wil verstrooi en uiteindelik die skape in die steek laat. Nou ek dink nie die beïnvloeders en die inhoudskeppers en die rolmodelle en die leiers in die media van ons tyd is almal diewe en valse herders nie, natuurlik nie. Maar nie elke harde stem is 'n liefdevolle stem nie. Nie elke sigbare leier is 'n betroubare herder nie. Nie elke gewilde rigting van ons tyd lei na lewe nie. Jesus sê, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê. Teenoor al hierdie kompeterende stemme, stel die skrif ons aan 'n heel ander soort leier voor, en wat ons kan volg in Psalm 23. Wat sê die Here is my herder. En toe Psalm 23 geskryf is, was die Messias nog net 'n belofte. En wanneer Jesus na hierdie wêreld toe kom, is dit deel van sy boodskap vir ons om te sê, ek is die goeie herder. En my skape volg my, hulle ken my stem. As ons dit vandag lees, dan weet ons die goeie herder het sy lewe afgegee vir sy skape. Maar hy het ook weer opgestaan en lewe. Ons lees die goeie herder laat ons rus, hy lei ons na waters waar rus is. In groen weivelde laat hy my rus, het ons gelees. Rustigheid is vandag skaars. Al hoe meer mense is oorstimuleerd, oorspanne, oorlaai, oorbesig, uitgeput. Die opgestane Jesus se eerste woorde aan sy disippels was toe hy hulle verskyn het as vrede vir hulle, vir julle. Hy het vroeër al gesê, kom na my toe, ek sal vir julle rus gee. So in hierdie wêreld waar alles ons so besig is, gaan dit nie oor nog 'n nuwe strategie of net 'n noodplan nie. Vrede en rus is dit wat die Here vir ons wil gee. Die praktiese impak is, die herder lei ons, hy jaag ons nie. Christen wees, vra Jesus dat ons 'n weerstand sal bied teen 'n kultuur van konstante dringendheid, waarby ons so maklik vasgevang word. Rus word 'n daad van geloof. Here, ek vertrou dat U regeer. Selfs wanneer ek rus, selfs wanneer ek stil raak, ek kan U vertrou. Dis geloof. Ons lees in die Psalm ook nog hierdie wonderlike ding dat die Here vir ons nuwe lewenskrag gee. Die 53 vertaling sê nog altyd so mooi, hy verkoop my siel. Hy gee vir ons nie net rus nie. Hy gee ook vir ons krag, en nuwe lus vir die lewe. En dan sê hy, al gaan ek deur 'n donker kloof. Dawid het geweet van gevaar. Maar ons weet nog meer. Ons herder het self deur die donkerste kloof gegaan, die dood. En hy het uitgestap aan die ander kant. Nou soos iemand wat vir jou vertel, ons gaan nou deur hierdie gevaarlike deel stap, maar moenie bekommerd wees nie. Ek het vooraf 'n boek gelees daaroor en ek verstaan presies wat gaan gebeur. Nee, jy hoef nie bang te wees nie. Dis iets anders hierdie. Dis baie anders as iemand vir jou sê, weet julle, ons gaan nou deur hierdie gevaarlike deel stap, maar ek was al daar. Ek ken die pad. Julle kan my volg. En dis wat Jesus vir ons sê. Jesus sê nie net ek is by jou nie, hy sê ek het die pad geloop. Ek het dit oorwin. Prakties beteken dit,
Om die opgestane herder te volg beteken, geloof is nie die afwesigheid van vrees nie, maar die teenwoordigheid van God. En ons mag maar eerlik wees oor die donkerte, maar ons hoef nie hoop te verloor nie. Jou hoop is sterker as jou omstandighede. En jy weet selfs die dood is nie die einde nie. En dan verander die beeld in hierdie herderpsalm radikaal, want nou word dit eintlik 'n beeld van 'n gasheer. Die beeld verander van 'n herder na 'n gasheer in vers 5. Die tafel word gedek en jy is genooi. U dek die tafel voor my oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie. My beker loop oor, het ons gelees. En ons word nie genooi omdat ons lewe so reg is en ons so goed is nie. Maar ons word genooi omdat die Here ons Here en herder is. My beker loop oor. Ons leef in 'n wêreld van tekortdenke. Ek en jy sê maar heeltyd, ons het nie genoeg geld nie, ons het nie genoeg tyd nie, ons het nie genoeg sukses nie, ons het nie genoeg dit nie. Maar die opstanding verander dit. Want die grootste tekort, ons skeiding van God, dat ons nie met by God kan wees nie, word deur Jesus se opstanding oorbrug. En as ons dan vandag in hierdie tyd, die opstandingstyd, Psalm 23 lees, dan word dit vir ons so waar. Dan word dit vir ons waar dat ons kan kyk na ander mense se lewens en verstaan dat die Here vir ons op 'n nuwe manier daarna laat kyk. Want as ons sosiale media en baie ander dinge gebruik, dan sien ons mense en ons sien hulle het meer as ek. Hulle is ouliker as ek. Hulle het al hierdie dinge wat ek graag wil wees of doen. Maar by God se tafel is jou beker nie net vol nie. Dit loop oor. Dit beteken ons kan leer om dankbaar te leef. Dat ons God se seën kan raak sien, uit oorvloed kan leef, nie uit vrees nie. En dan eindig hierdie psalm te sê, ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. In 'n wêreld waar mense ontheem voel, fisies weg van hulle tuiste is, emosioneel en geestelik sonder 'n tuiste voel ons plek ken ons nie meer nie, ons weet nie waar moet ons tuis kom nie, verkondig hierdie boodskap, die opstanding van Jesus, daar's 'n tuiste wat nie geskit kan word nie. Weet jy wat beteken dit eintlik? Ons toekoms is oop, is duidelik, dis nie onseker nie, dis vas in Christus. Ek sien hierdie prentjie van iemand wat by 'n huis aankom as 'n gas, en dan familie word. En dan tuis is. Dalk soos iemand wat jy nou eers by jou skoonouers, skoonfamilie gekuier het voor jy getroud is. En dan as jy eers getroud is, dan begin jy eintlik tuis voel en later besef jy, maar ek is deel van hierdie familie. Jy begin as 'n gas by die tafel, Here nooi jou uit. Maar jy eindig as iemand wat bly, want jy behoort. Ek sluit af. Wat beteken dit om die opgestane herder te volg? Dit beteken jy luister na sy stem in 'n lawaaierige wêreld. Jy leef uit rus, nie net uit druk nie. Jy het hoop selfs in die donker tye. Jy kry genade, want die gasheer sorg goed vir jou. En jy leef met 'n ewige tuiste. Dit bring ons terug by ons oorspronklike uitdaging. Ons word oorlaai met soveel stemme. En dit raak maklik om die stem van die Here te mis. Wat vorm jou denke meer? God se woord of eindelose blaai? Gebed of menings en podcasts? Die Bybel of algoritmes? Oor waarvan jy hou? Hoe meer tyd ons saam met Jesus deurbring, hoe meer herken ons sy stem. En hoe duideliker sy stem word, hoe beter word al die ander stemme gefilter. Wie vertrou jy om jou te lei? Om te volg, vra vertroue, en die Here gee vir ons die kans om hom te volg. Dat hy die rigting bepaal. Jesus sê, ek is die goeie herder. Ek lê my lewe af vir die skape. Geen beïnvloeder het ooit vir jou gesterf nie. Geen neiging het ooit bloed gestort vir jou sondes nie. Geen menslike leier kan vir jou ewige lewe gee nie. Maar Jesus het. En dis die verskil, sê die Psalm, of sê Johannes 10, tussen 'n huurling en 'n herder.
Die een vlug wanneer gevaar kom, die ander bly. Sosiale media volgelinge word getel. Ek het soveel followers. Skape word geken. Jesus sê ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken my. Psalm 23 eindig nie met gewildheid of sukses nie, maar wat ons kan noem teenwoordigheid. Net goedheid en trou sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, tot in lengte van dae. Die opgestane herder vra vandag maar weer net vir jou en vir my, sal jy my volg? Dan kan ons leef sonder vrees, dan kan ons rus sonder skuld, dan kan ons hoop sonder naïwiteit. Die Here is my herder. Amen. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om U te mag volg, die uitnodiging wat U vir ons gee om U skaap te wees, om deel te kan wees van U kudde. Dankie dat ons in 'n tyd van soveel ander mense wat ons aandag vra, soveel geleenthede om mense te kan volg en inligting en kennis te kan bymekaar maak, net weer te kan besef, waar begin dit eintlik? Dit begin by U. En ons wil net weer vandag sê, Here, U is ons herder. Ons wil U eer. Ons wil U erken. Ons wil U volg. Lei U vir ons, Here. Ons het U nodig. Amen. Dit was 'n voorreg om hierdie gedagtes met jou te kan deel. En mag die Here vir jou help om in hierdie lewe met soveel stemme sy stem te hoor en die pad saam met hom te mag loop. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy gesig na jou toe draai en jou genadig wees. Die Here sal met sagte oë na jou kyk en aan jou sy vrede gee. Amen.